Here, dankie dat ons vanaand net tyd in U teenwoordigheid kan spandeer, Here. Dat ons kan weet dat U is hier met ons. Dankie dat U nie net 'n gedagte is of 'n opgemaakte ding nie is, Heer, maar dat ons kan weet U is 'n werklikheid. Here, U is vir ons 'n vaste rots waarop ons kan vasthou, Here. In 'n wêreld wat besig is en wat woes is en rondwaai, Here, ons weet dat U is 'n fixture, Here. U is 'n konstante. Here, ek bid dat elke hart hier sal kan net weer eens besef dat U is 'n konstant, Here. Ons kan op U vertrou, Here. U is ons skuilings, Here. Ek bid dat elke hart hier sal ervaar, Here, dat ons kan by U skuil. Dankie dat U ons vesting is. Dankie dat ons veilig is as ons hardloop aan U toe, Here. Ons kan enigiets na U toe bring, Here, en ons kan by U voete kom neerval, Here. Ons kan net weet dat U ons sal beskerm, Here, U sal ons trou is. En ek weet dat U teenwoordig sal wees hier vanaand, Here, in elke hart. Ek wil vanaand met jou gesels oor hoe lyk die inhoud van jou geloof. Jy mag dalk vra, wat beteken dit? Terwyl ek agter sit, sê die Here vir my iets wat my hart diep raak. En hy sê dat baie van ons is vanaand hier, maar ons geloof het geen inhoud nie. As jy 'n storieboek sal oopmaak, sal 'n storieboek 'n storie hê, het inhoud. Maar as jy die storieboek van jou geloof moet oopmaak, is die bladsye leeg. Daar's nog niks ingeskryf nie. En vanaand het jou geloof geen inhoud nie. En die rede hoekom ons geloof inhoud moet hê, is omdat Habakuk 2 ons so mooi leer, dat sonder geloof sal die regverdige nie leef nie. Die regverdige het geloof nodig om te leef. Dis 'n tema wat regdeur hardloop vanaf van Maleagi hulle af regdeur van Habakuk af in die profete van die gedagte van dat ons het geloof nodig, want die regverdige sal lewe deur die geloof. En op die oomblik in jou lewe en jou uitdaging struikel jy en jy het hierdie val en opstaan lewe. Omstandighede lyk vir jou duister en moeilik en jy voel daar is geen uitkoms nie. Dit voel net of die storms jou oorweldig. Jy het al Jesus probeer wakker maak in die bootjie, maar niks gebeur nie. En jy voel net totaal en al moedeloos en hopeloos waar jy is vanaand. En die Here wil vanaand vir jou vra, hoe lyk die inhoud van jou geloof? Hoekom dit belangrik is dat 1 Korintiërs 15 ons so mooi leer waar Paulus praat en hy sê, John so mooi, hy sê, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het, is ons geloof sonder inhoud. Terwyl ek daar agter sit, en hierdie is 'n boodskap wat ek al met vele kere al met mense gepraat het, maar ek kan nie anders nie. Hoekom ek vir die Here toe sê, Here, is dit hierdie boodskap, is dit hierdie boodskap, toe kan ek glad nie onthou waar ek moet preek vanaand, en toe ek hier kom staan, toe sien ek waar ek moes preek. So ek moet deel wat die Heilige Gees op my hart lê. Amen. En ek wil jou vanaand vra, hoe lyk die inhoud van jou geloof? Hoe lyk die inhoud? Wat glo jy vanaand? En ek hoor uitdruklik hoe die Heilige Gees vir my sê, vra my kinders en herinner hulle aan, dit maak nie saak dat jy glo nie. En jy vroegel daarmee, wat sê pastoor? Hoor mooi, dit maak nie saak dat jy glo nie, wat saak maak is wat jy glo. Amen. En ek wil jou vanaand vra, wat glo jy oor jouself? En in jou storm en in jou krisis? Wat glo jy oor wie hy is en wat hy by magte is om vir jou te kan doen? Hoe lyk die inhoud van jou geloof? As ek vanaand daardie storieboek in jou lewe moet oopmaak, Dries, hoe lyk die inhoud? Watter liede skryf jy daar? Is dit liede van geloof? Of is dit klaagliedere wat ons skryf? Ek dink baie van ons lewens word gekenmerk maar deur klaagliedere, is dit nie so nie? En ons voel baie keer oorweldig, en jy's vanaand hier, en ek ervaar hoe die Heilige Gees vir my sê, jy's vanaand hier, want jy wil die handdoek ingooi. En die Here sê, dis nie nou die tyd om die handdoek in te gooi nie. Want hy wil vir jou nou sê, as jou omstandighede nog nie goed is nie, is God nog nie klaar nie. Amen. Sê saam met my, as my omstandighede nog nie goed is nie, is God nog nie klaar nie. Ek wil vanaand met jou 'n paar waarhede deel oor die inhoud van jou geloof. En die eerste een is Johannes 10 vers 10. Ons weet vers 9 sê,
dat die vyand kom om te slag en te steel en te verwoes, maar die Here kom om lewe te gee en lewe in. Sê soms, hy het gekom om lewe te gee in oorvloed. Ek het nodig om vir jou na te sê, God is nie die outeur van lyding in jou lewe nie. Die Here wil vanaand vir jou sê, jy veg die verkeerde vyand. Jy hardloop weg van jou vriend, wat nader is as 'n broer. Die Here sê, jy hardloop vanaand weg in jou twyfel en in jou wanhoop en in jou teleurstelling oor sy beloftes, want al wat jy beleef is wanhoop en jy sê, Here, maar die toekoms wat U vir my in gedagte het was van voorspoed, maar ek ervaar die teëspoed en jy is kwaad vir die Here vir die omstandighede waarin jy is, want jy het vergeet, hy is die outeur van lewe en nie die een van lyding in jou lewe nie. Amen. En vanaand wil die Here, jy moet jouself bewapen met hierdie geloofswaarheid in hierdie krisis waar jy jouself vanaand bevind. Moet jy sê, Here, U is die outeur van lewe, want jy het vergeet om die goeie te verwag, sê die Here. Jy het vergeet om te verwag dat hy die onmoontlike vir jou omstandigheid kan doen. Jy het vergeet dat hy bonatuurlik vir jou kan voorsien. Want jy het die leuen van die vyand geglo en jy veg die verskeurde vyand. Jy veg God. En die Here herinner my aan 'n storie toe ek 'n jong tiener was en ek het dit al baie keer vir tieners vertel, maar jare gelede. 'n Jong meisie bly naby ons in Oos-London, ons bly in Cambridge West in Oos-London en sy bly om die draai en elke keer as sy winkel toe gaan, dan kyk ek deur die venster en vra ek vir my ma, het jy melk en brood nodig? Want ek wil saam met die meisie winkel toe loop. Met haar gesels. Sy's pragtig. En ek het hierdie gewoonte gehad om altyd so oor ons heining te spring, net om te wys, ek kan. En die een dag toe sy winkel te loop, en ek vra vir my ma melk en broodgeld, as ek 'n bietjie laat, sy sal 'n bietjie 'n blok verder, en ek wil hardloop, en ek hardloop, maar my voet hak aan daai heiningkie, en ek slaan aan die ander kant neer. Maar so hard, dat sy omdraai en kyk, en daar lê ek op die gras. Die ergste van alles is, dit was nie die vernedering dat ek geval het nie, maar my ma kom uitgehardloop. En sy sê, seun, is jy okay? En sy wil my troos, en sy wil my wonde gesond maak, maar ek stoot haar weg op daardie oomblik. En ek loop weg verder winkel toe. En jare het aangegaan in my lewe, en die Here bring my op 'n tyd terug, na daardie storie, en hy herinner my vanaand aan daardie storie vir jou, dat hy sê, jy was soos ek wat oor 'n heining gespring het, die lewe het jou teleurgestel, jy lê, en die een wat jou wil troos, is die een wat jy wegsteek. Amen. En die Here sê vanaand, hy is die een wat jou met oop arms wil omhels. Sy genesing bied hy vanaand vir jou in die omstandighede. Hy bring lewe, en hy is die outeur van lewe. Hardloop na hom toe vanaand, en nie weg van hom af nie. Amen. Dis die eerste ding wat die Here vanaand vir jou wil sê. Hoor mooi, hardloop na hom toe, nie weg van hom af nie. Die tweede gedagte is Jesaja 43, waar die Here sê, jy sal deur 'n rivier gaan, maar hierdie rivier sal jou nie verspoel nie. Jy sal deur 'n vuur gaan, maar die vuur sal jou nie brand nie. Jy beleef vanaand 'n rivier, en jy beleef vanaand 'n vuur. Die Here wil vanaand vir jou sê, nêrens was ek en jy ooit gewaarborg dat ons 'n pynvrye lewe en omstandighede sal hê. Al waarborg wat ons het, is dat hy sê, hy beperk die ewigheid van jou swaar kry. Reine, hy beperk die ewigheid. Jy sal deur die rivier gaan, maar die rivier sal jou nie wegspoel nie. Op hierdie oomblik voel jy of jy spartel, of jy verdrink, maar die Here sê, hy beperk die ewigheid van jou swaar kry. En sy woord is getrou. Vanaand is hy nie net die outeur van lewe nie, Monai. Vanaand is hy ook die een wat die ewigheid van jou swaar kry, van jou twyfeling, van jou gebede wat jy bid, wat onbeantwoord is. Sê, ek beperk die ewigheid van jou swaar kry. Ek is 'n God wat getrou is. Hierdie rivier is moeilik, hierdie vuur is uitmergelend, maar ek wil jou herinner, sê die Here, ek is met jou in die vuur. Ek is met jou in die storm. Ek is met jou in die leeukuil. Ek is met jou in die bootjie. En ek is by magte om vir hierdie storm te sê, wees stil. Hoe lyk die inhoud van jou geloof? Onthou, ek het gesê, dit maak nie saak dat jy glo nie, wat saak maak is wat jy glo. Glo jy dat God jou oorgelewer het aan jou omstandighede? Want jy het al die handdoek ingegooi, en jy wil, en jy sê,
ek kan niks goeds te wag te wees nie. Dit is maar nou my lewe en dit is my lot. En die Here wil vanaand vir jou sê, dis die leuen van die vyand. Dit is nie jou lewe en dis nie jou lot nie. Die Here wil vanaand vir jou sê, hy rig jou op uit jou omstandighede. En hy plant jou en hy anker jou weer op 'n stewige rots. En daardie rots se naam is Jesus Christus. Amen. Glo jy vanaand dat hy die outeur van lewe is? Dit is hy. Glo jy vanaand dat hy die ewigheid van jou swaar kry beperk? Ja. Wat beteken dit so nou vanaand? Hy is saam met my in die storm. Want toe Petrus sink, waar was Jesus op daardie oomblik? By hom. Uitgestrek en voel vanaand hoe die Here in jou storm, in die vuur, in die rivier, wat jou oorspoel, dat hy naby is om jou te red. Amen. Hy beperk die ewigheid van jou swaar kry. Wil jy vat vanaand na Psalm 23 toe? Al gaan jy deur 'n vallei van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. Waar dink jy is God heiliglik in jou omstandighede? Waar dink jy is hy? Die vyand het 'n leuen en hy sê hy is ver en hy het van jou vergeet. En dis die gedagtes waarmee jy vroeg vanaand. Here, ken U regtig my omstandighede? Here, is U regtig bewus van hierdie doodskaduwee, hierdie omstandighede waardeur ek gaan? En die Here wil vanaand sê, hoe lyk jou geloofsuitsprake? Hoe lyk jou geloofsanker? Hoe lyk jou uitsprake rondom waar God is? Glo jy vanaand, jy's alleen in jou krisis, of weet jy dat hy sê, hy sal jou nooit alleen laat, jou nooit in die steek laat nie? Glo jy vanaand dat hy is jou helper, en in daardie vallei van doodskaduwee beloof hy een ding, en dis wat ek al in my lewe agtergekom het, hy beloof een ding, sê saam met my een ding, en is sy teenwoordigheid. Amen. Jy mag dalk vanaand alleen voel, jy mag dalk vanaand op hierdie plek wees waar jy sê, Here, ek verstaan nie hierdie omstandighede nie. Jy kan vanaand sê, Here, niemand om my, nie my man nie, nie my vrou nie, nie my kinders nie, nie mense by die werk, geen kollega, geen vriend, Here, verstaan regtig wat in my hart aangaan nie, en jy vroeg en jy worstel in hierdie vallei. En jy is vanaand bereidwillig om tent op te slaan, want jy dink dit is waar jy hoort. Die Here sê, al gaan jy deur die vallei, sê saam met my vanaand, die Here wil hê ek moet deur beweeg, deur die vallei van doodskaduwee, deur die vallei, sê saam met my, ek gaan deur die vallei van doodskaduwee. Ek gaan nie tent opslaan nie, want God het vir my iets beter. Hy beloof my sy teenwoordigheid in hierdie omstandighede. Hoe lyk die inhoud van jou geloof vanaand? Glo jy vanaand hy is jou outeur van lyding, of het jy die leuen geglo? Glo jy vanaand hy beperk die ewigheid van jou swaar kry, binne in jou krisis en omstandighede? Glo jy vanaand dat hy beloof jou sy teenwoordigheid ten spyte van die omstandighede? Ek kan nie anders as om vanaand in geloofsoortuiging te beweeg na Romeine 8, waar die Here sê, hy beloof hierdie mooi belofte aan jou, dat hy sê, hy sal alles te goede laat meewerk vir die wat hom lief het, en volgens sy besluit geroep is. En daarom is dit so belangrik om vanaand te glo, dat al is my omstandighede nog nie goed nie, God is nog nie klaar nie. Halleluja. God is nog nie klaar met jou nie. Hy is nog besig om jou te vorm en te maak, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Daarom het God 'n doel en 'n plan met jou omstandighede. Weet vanaand dat in jou krisis en in jou uitdaging, beloof die Here hierdie mooi ding, hy verbind hom daartoe, om die goeie, onthou, dis God wat homself hiertoe verbind. Dis nie die woorde van 'n mens wat teleerstel hier vandag en môre wankelbaar is nie. Dis 'n ewige woord, dis 'n getroue woord. Dis 'n woord wat God sê, ek verbind my daartoe om die goeie uit elke situasie na vore te bring, elke slegte situasie. Glo jy vanaand dat die Here vir jou die goeie in gedagte het? Amen. Dan kom daar die uitnodiging in 1 Petrus 5. En die Here kom en hy sê, werp jou bekommernis op my, want ek sal vir jou sorg.
Hy sê, wees versigtig, want die vyand loop rond soos 'n blinde leeu om te soek wie hy kan verslind. En op die oomblik is jy in daardie geestelike geveg. Jy ervaar die steel, die vernietigende effek van die vyand in jou lewe. Maar die Here sê, werp hierdie bekommernis op my vanaand. Hy sê, want reg deur die wêreld is daar baie gelowiges wat dieselfde stryd as jy deurgaan in 1 Petrus 5. Reg deur die wêreld, maar weet self dat God jou op die einde van die dag self standvastig en sterk sal maak. Amen. God is die een wat jou deur jou omstandighede help. Maar ons reageer vanaand op die uitnodiging. Amen. Wat sê? Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is en ek wil vir jou rus gee. Werp jou bekommernisse op my, want ek wil vir jou sorg. Amen. Ek vra vanaand vir jou, hoe lyk die inhoud van jou geloof? Wat glo jy vanaand rondom jou omstandighede en jou uitdagings? Glo jy, hy is die gewer van lewe? Glo jy, hy beperk die ewigheid van jou swaar kry? Glo jy, hy herinner jou dat hy teenwoordig is in jou storm, en glo jy dat hy homself verbind om die goeie uit elke slegte situasie na vore te bring? Wat glo jy vanaand? Glo jy vanaand dat daar die uitnodiging om te kom aan jou gemaak is? Glo jy dat jy vanaand jou bekommernis op hom kan werp, want hy wil vir jou sorg? Ek ervaar terwyl ek daar speel, dat die Here sê net, hy wil sorg uitdeel vanaand. Amen. Hy wil sorg uitdeel vanaand.